Josua, hoofstuk 4. Die Here het met Josua gepraat nadat die hele volk deur die Jordaan getrek het en gesê, uit die volk moet jy 12 manne neem, een uit elke stam, en jy moet vir hulle sê, daar waar die priesters in die middel van die Jordaan gestaan het, waar hulle voete op vaste grond was, moet julle 12 klippe optel. Dan moet julle dit uit die rivier opdra na die plek waar daar vannag oornag gaan word. Die 12 manne wat Josua uit die stamme aangewys het, het hy nader geroep. Toe sê Josua vir hulle, julle moet tot daar voor die ark van die Here gaan en in die middel van die Jordaan 12 klippe optel. Elke man moet 'n klip op sy skouer dra, 'n klip vir elke stam van Israel. Dit sal as 'n teken dien vir julle. In die toekoms, wanneer julle kinders dan vra, wat is die betekenis agter hierdie klippe, dan moet julle hulle antwoord. Met die deurtog van die Here se verbondsark deur die Jordaan is die water van die rivier afgesny. Hierdie klippe dien dus as 'n herinneringsteken aan die Israeliete, van geslag tot geslag. Presies soos Josua hulle beveel het, het die Israeliete dit gedoen. Hulle het 12 klippe, volgens die 12 stamme van Israel, in die middel van die Jordaan opgetel en dit by hulle oornagplek neergesit. Alles volgens die Here se bevel aan Josua. Josua het 12 ander klippe in die middel van die Jordaan, waar die voete van die priesters gestaan het, wat die verbondsark gedra het, op mekaar gestapel. Hulle is vandag nog daar. Totdat hulle alles klaar gedoen het, wat die Here aan Josua beveel het, het die priesters, wat die verbondsark van die Here gedra het, doodstil in die middel van die Jordaan bly staan. Presies soos Moses Josua beveel het, is alles gedoen. Die volk het vinnig deur die Jordaan getrek. Nadat die volk klaar deurgetrek het, het die priesters met die ark van die Here voor hulle oë deurgetrek. Heel aan die voorkant het die stam van Ruben, die stam van Gad en die halwe stam van Manasse se manne in slagorde deurgetrek, presies soos Moses hulle beveel het. Hulle was omtrent 40.000 manne wat gewapend voor die ark van die Here deurgetrek het na Jerigo se vlaktes. Die Here het op daardie dag vir Josua 'n groot aansien in die oë van al die Israeliete gegee. Vir die res van sy lewe het hulle hom gerespekteer soos hulle Moses gerespekteer het. Toe sê die Here vir Josua, jy moet die priesters wat die ark dra waarin die getuienis is, beveel om uit die Jordaan te klim. Daarop beveel Josua die priesters, kom uit die Jordaan uit. Die oomblik toe die priesters wat die verbondsark van die Here dra, uit die Jordaan klim en hulle voete vaste grond bereik het, het die water van die Jordaan begin terugvloei, sodat dit weer soos in die verlede van wal tot wal gevloei het. Dit was op die 10de van die eerste maand dat die volk deur die Jordaan getrek het en by Gilgal kamp opgeslaan het. Dit lê oos van Jerigo. Die 12 klippe wat Josua uit die Jordaan laat neem het, het hy daar by Gilgal opgerig. Toe het hy vir die Israeliete gesê, in die toekoms, wanneer julle kinders vir hulle paas vra, wat is die betekenis agter hierdie klippe, moet julle dit aan julle kinders verduidelik en sê, die Israeliete het op droë grond deur die Jordaan getrek. Soos die Here julle God met die Rietsee gemaak het, sodat ons kon deurtrek, het hy ook met die Jordaan gemaak, deur dit te laat opdroog, sodat ons kon deurtrek. En die res van die volke op die aarde sal weet dat die Here se hand sterk is, en julle sal respek hê vir die Here julle God.